Nou is almal wakker, mooi hoor wat ek sê. Ek wil net eers vanoggend baie dankie vir pastoor Johan sê en vir Impact familie dat ek hier kan bedien vanoggend. Dit is regtig vir my 'n voorreg en 'n seën om hier by julle te kan wees vanoggend en die woord met julle te kan deel. En dan wil ek net inhaak by wat reeds vanoggend gesê is en net vir elke pappa hier sê geseënde Vadersdag. Mag dit regtig vir julle 'n dag wees wat julle kan kom geniet die taak wat die Here vir julle gegee het om as pappas en as profeet, priesters en konings van julle huise te regeer. Nou ek wil vanoggend met julle gesels, ek dink hierdie ding wat so aan en af gaan my mal maak. Ek gaan dit voel of ek op julle skree en dan of ek saggies praat, so ek gaan liewer hierdie mikrofoon gebruik. So ek wil vanoggend met julle gesels oor 'n baie bekende storie in die Bybel en ek het geweet ek gaan iewers hieroor preek want hierdie is seker een van my gunsteling stories in die Bybel en dis waar Elia die Baal-profete aanvat. En ek gaan nou vir die van julle wat nie weet nie wat dalk wonder die storie bietjie meer in diepte vertel. Maar Elia is 'n profeet in die Ou Testament wat groot wonderwerke gesien het en self deel was van. En hierdie is een van die wonderwerke wat hy doen wat as ons dit vandag hoor dan dink ons daar's nie 'n manier nie. Ons weet en ons gaan nou daarby my kom, ons hou van braai en ons weet hoe dit werk. Jy het 'n vuurhoutjie nodig en jy gaan dalk nou daai grappie vang as dit nie nou sin maak nie, maar ons weet hoe dit werk. Jy kan nie net 'n vuur steek nie homself aan nie. Jy het vuurhoutjies of 'n lighter en vandag het ons nog aanstekers ook. Ons sukkel nie meer met stokkies en houtjies nie. Maar Elia het niks van daai goed gehad nie en ek gaan nou by die storie uitkom maar Elia gaan deur 2 groot wonderwerke binne oomblikke van mekaar. En dan gebeur daar, soos wat ons weet, die lewe. Gebeur en hy kry 'n dreigement vir sy lewe. En Elia, wat hierdie wonderwerke nou net beleef het in 'n klomp voor dit, wat ons verwag gaan, okay, dis fyn, kom probeer. Ek weet wie staan agter my. Draai heeltemal om en hy vlug vir sy lewe. Nou, ek wil vanoggend met julle deel, hoe beweeg 'n persoon na daai plek toe? Hoe beweeg hy van hierdie groot wonderwerke, hierdie groot oomblikke van geloof, want dit is nie net wonderwerke nie, dit het geloof geverf. Hoe beweeg hy van daar af na 'n plek toe waar hy weghardloop en vrees vir sy lewe? Hoe gebeur dit dat hy op daardie plek kom? En vanoggend gaan ons dit verder vat. Hoe gebeur dit dat ons dalk ook op daai plek kom? So as ek vanoggend vir julle 'n bietjie konteks kan gee, die Elia en die Baal-profete, daar's 'n mooi prentjie wat dit illustreer en soos ek praat gaan julle sien hoe dit opkom. So wat gebeur is die land is in hongersnood. So hulle het nie kos nie en dit gaan nie goed op die oomblik nie. En in hierdie tyd verskyn Elia aan Obadja wat die paleis se opsigter was. Nou in hierdie tydperk het 'n koning Agab vir Elia gesoek. So daar het 'n paar dreigemente gegaan as hy gehoor het Elia is in 'n land en dan ondervra hy die mense en hy het hulle selfs baie keer as hy gevoel het hulle jok vir hom, het hy hulle doodgemaak. So nou verskyn Elia aan Obadja en hy sê vir hom, gaan sê vir die koning, ek is hier en ek wil met hom praat. Obadja skrik dadelik en sê, nee, wag bietjie. As ek vir hom gaan sê en ons kom hier en dan is jy weg, gaan hy my heel moontlik doodmaak en sê, hoekom jok ek vir hom of waar is Elia of steek jy hom weg? Want hy is op soek na hom en hy het nou al gesien wat is die vrug van die mense wat vir hom jok. Maar Elia sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, gaan sê vir hom as jy terugkom, sal ek nog steeds hier wees. Hy maak vir my belofte en sê ek sal nog steeds hier wees. So gebeur dit toe, Obadja gaan sê vir koning Agab dat Elia daar is en hy kom toe na Elia toe en toe is daar dadelik 'n warwel tussen hulle en die koning begin dadelik vir Elia sê hy's 'n moeilikheidmaker en dis hoekom dit sleg gaan en hy wil net alles op hom neersit maar Elia sê vir hom die volgende. Hy sê Elia het 'n plan om vir hulle te bewys want in hierdie oomblik was dit ook God was nie die koning van hulle land nie. Hulle het Baal aanbid en tot Baal gebid. En hy sê toe vir hulle vandag gaan hulle besluit, gaan hulle kyk wie is waarlik die God van Israel. So hy sê toe vir hulle, laat die hele Israel volk bymekaar kom en so ook die 450 Baal-profete en die 400 profete van Asjera. En hy sê laat hulle op die
Karamelberg bymekaar kom. Die koning het toe vir Elia geluister, hy het dit toe gedoen, hy het almal bymekaar gekry, en toe hulle daar kom, toe sê Elia vir hulle, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan 2 bulle kry. Dan kan die 450 profete van Baal vir hulle 'n bul kies, om slag en om op die altaar sit, waar hulle gaan offer. Maar hulle mag hom nie aansteek nie. Elia sê dan, hy sal dan die ander bul vat en dieselfde doen. So gaan hulle dan bid, en die ware God sal dan antwoord met vuur. Sien, dis hoekom ek nou vir julle gesê het, ons weet hoe dit werk. Ek weet nie of julle dit al probeer het nie, maar ek het nog nie, ek hou van eet, so ek gaan nie daai kans vat nie, maar ek weet nie wie van julle het al probeer, as jy die kole uitgepak, jy's reg, dan gaan jy vuur aansteek en dan begin jy bid nie. Het iemand dit al probeer? Ek wil weet of dit werk. Maar dis nie ons natuurlike instink nie, ons weet hoe dit werk. Jy het 'n aansteker nodig, maar Elia vat 'n stap van geloof hier, want hy sê vir hulle, ek weet dat God is tot enigiets in staat. Hy vat 'n stap van geloof om te sê, ek vertrou God om met vuur te antwoord uit die hemel uit en hierdie altaar aan die brand te steek. En so begin, hy gee toe eers vir die Baalprofete 'n kans, en hulle bid en gaan te kere, en op 'n stadium begin Elia al met hulle spot, en vir hulle sê, julle bid nie hard genoeg nie, dalk slaap hierdie koning van julle, bid 'n bietjie harder. En so gaan hulle aan, tot van die oggend, tot die aand toe, en Elia stap toe op en sê, hy stap toe nader en roep almal bymekaar en sê, nou, dit is nou sy beurt. Hierdie Baalprofete het probeer, maar dat niks gebeur nie. Dit het nie daar nie 'n realiteit daarvan gekom nie. Die offer lê nog steeds net so op die altaar. Maar Elia, asof dit nie genoeg is om te sê, okay, nou gaan ons bid nie, sê toe, hy gryp toe 'n gat rondom die altaar wat hy herstel het vir God. En hy gooi water. Hy sê vir hulle, gaan haal 4 kruike vol water en gooi dit oor die altaar. Hy sê toe vir hulle, gaan doen dit nog 'n keer. En toe selfs 'n 3de keer, dat die water afloop en die gat wat rondom die altaar is volmaak, en daai gat kan omtrent 15 liter water vat. Nou weer eens, ek weet nie van julle nie, maar nat hout brand nie. Jy gooi dit daar een kant op 'n hoop en jy los dit om droog te word. So Elia stop nie net daar nie, hy gaan nog verder. Hy sê, kom gooi hierdie offer nat. Kom maak dit nat. Ek gaan vir julle wys dat hierdie is nie sommer net 'n towerspel nie. Dit is waarlik God wat hier gaan antwoord. En hulle doen dit toe, en so begin Elia toe bid. En vir God te vra om vir Israel te kom wys dat hy waarlik God is. En wat gebeur? Die offer slaan aan die brand. En dit word so warm dat die 15 liter water rondom die altaar in 'n oogwink verdamp. Nou, om tot daar te kom, verf geloof. Want die mens gaan staan nie net en sê, in die eerste plek is dit Elia teen 450. Staan nie net en sê, nou gaan ons hierdie ding probeer nie. Jy moet geloof hê. En ek is seker daar was 'n vertroue in Elia, het geweet God gaan, daar was 'n gesprek met God en het geweet God gaan vir hom deurbraak hier bring. Maar dit het nog steeds geloof gevat om daar voor te gaan staan en te sê, nou vertrou ek dat God vanoggend vir julle gaan wys wie is waarlik die God van Israel. En hy het toe gegaan en hy, nadat al hierdie gebeur het, skree hy toe op die volk om te sê, vang hierdie mense want hulle is besig om ons te bedrieg. En hy vermoor toe al 450 van die Baalprofete. Na dit gebeur daar nog 'n wonderwerk. Elia, soos ek gesê het, is hongersnood en is droog. Deel van die hongersnood was dat daar droogte in die land was. So Elia het nou klaar hierdie een wonderwerk gesien, en nou maak hy reg vir die volgende een, dadelik. Sien jy, sy geloof, en Elia, dink ek, is een van die profete met die sterkste geloof in die Bybel. Hy sê toe vir die koning, gaan eet en drink, want ek sien ek hoor die gedruis van groot reën. En die koning gaan doen dit toe. Elia gaan toe saam met sy diensknegt by die berg op, en hy stuur hom vooruit, hy sê, gaan kyk of daar reën is. Die diensknegt kom terug en sê, daar is niks. Elia sê vir hom, gaan kyk weer. Hy gaan weer op by die berg, hy kom terug, hy sê, daar is nog steeds niks nie. Elia stuur hom 7 keer op, en hy kom terug. En die 7de keer toe hy terugkom, sê hy sien 'n klein wolkie, so groot soos die hand van 'n groot man. En Elia sê vir hom, boetie, jy beter hardloop. Hier's 'n storm op pad.
jy moet hardloop, jy moet die koning gaan waarsku, anders gaan die reën jou vang. En hy gaan toe en hy gaan waarsku die koning, binne 'n paar minute is die lig toe van wolke, en Elia gaan toe, en die koning klim toe op sy strydwa en hy gaan na, slaat die pad in na Jezreel toe. En soos wat hy op pad is, gee die Here vir Elia krag en hy kom verby hom gehardloop. Van die berg af hardloop hy voor die strydwa uit na Jezreel toe en hy's daar voor die koning. So hier gebeur nog 'n wonderwerk. As jy hierdie verhaal wil gaan lees, ek het dit nie gelees vanoggend nie, want dit is 'n groot stuk, maar dit is in 1 Konings 18, die hele 1 Konings 18 en vers 16 tot 40 is die storie van die Baal-profete en dan van 41 tot 6 is hierdie stukkie van die reën wat gebeur. En so hier gebeur daar nog 'n wonderwerk. Elia hardloop vir 'n strydwa weg, gaan na Jezreel toe en hy het nou net hierdie amazing wonderwerke beleef en dis waar op die hoofstuk eindig, op hierdie hoogtepunt van Elia se geloof. Maar soos ek vroeër vanoggend vir julle gesê het, is daar 'n teenstryd wat hier inkom. As ons na hoofstuk 19 toe gaan, dan sien ons dat Elia het nou net hierdie geloof gehad, maar dan kom daar 'n loodreg teenstryd teen dit in hoofstuk 19. En julle kan na 1 Konings 19 vers 1 tot 4 toe blaai, dit is ook daar op die bord. En hoor wat gebeur, nadat hy al hierdie goed gesien het, en dan kom, soos ek vroeër vir julle gesê het, die lewe gebeur, en dit gebeur om ons, en koning Agab is nou terug by die paleis, en hy is hier by sy vrou Isabel, en hoor wat gebeur. Agab het vir Isabel alles vertel wat Elia gedoen het, en dat hy die profete van Baal doodgemaak het. Toe stuur Isabel vir Elia 'n boodskap, mag die gode met my die dood straf, as ek nie teen môre hierdie tyd jou lewe neem, soos jy met die profete gemaak het nie. Elia het baie bang geword, en vir sy lewe gevlug. Hy het na Beersheba, 'n dorp in Juda gegaan, en sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het die woestyn 'n dagreis ver binne gegaan. Hy het toe daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy liewer moet sterf. Ek het nou genoeg gehad, Here, het hy gesê. Neem nou maar my lewe, want ek is niks meer beter as my voorouers nie. Nou dit is nie wat ons verwag nie. As ons kyk na wat nou net, en hierdie is nie 'n paar maande later nie, dis nie eers 'n week of 2 later nie, dit is 'n dag of 2 of dalk nog selfs in dieselfde dag later. So dis nie wat ons verwag nie. Elia het nou net gesien hoe vuur uit die hemel uitval, hoe God hom in staat stel om 450 Baal-profete sy lewe te neem. Hy het nou net gesien hoe in 'n tyd van droogte een wolkie 'n storm bring. So ons verwag dat Elia nie sou bang wees nie, dat hy sou opstaan en vir hierdie vrou, hierdie koning ging sê, dis reg, kom probeer. Ek daag jou uit. Kom probeer om my lewe te neem vandag. Want ek weet wie staan agter my. Ek weet God het nog 'n plan met my lewe. Ek weet hy's nog besig om dinge te doen. Maar Elia doen dit nie. Hy vlug. Hy draai om en hy hardloop weg. Nou vanoggend sit ek en jy nie in Elia se storie nie. So dis maklik om vanoggend hier te sit en te sê, "Jee, daai ou het darm maar min geloof gehad." Het hy al klaar vergeet wat het God nou net vir hom gedoen? Sien hy nie die Here se hand in dit nie? Het hy nie dit wat nou net gebeur het hy dit klaar vergeet? Dit is maklik om vanoggend hier te sit en te kyk na sy Elia se storie en te dink, as ek daar was en ek het gesien hoe vuur uit die hemel uitval en ek het gesien hoe reën in 'n oomblik met een wolkie 'n storm bring, sou ek nie bang gewees het vir een vroutjie nie. As 450 nie teen my kan beklei nie, plus die 400 ander profete wat die skrif nie verder sê wat gebeur nie. So as 850 profete nie teen my kan staan nie, hoe wil een vrou teen my kom staan? Maar sien, ons sou heel moontlik dieselfde as Elia opgetree het. Want as ons gaan kyk na wie Elia is hy nie sommer net enige mannetjie wat 'n wonderwerk beleef het nie. Elia is een van die grootste profete in die Ou Testament. Elia is ook een van 2 persone wat nie die dood gesien het nie. Hy's reguit opgeneem in die hemel en dit staan in 2 Konings 2 vers 11, waar die Here het hom kom haal toe nadat hy vir Elisa
begin oplei het die Here hom kom haal en hy's opgevaar hemel toe. Daar's net 2 gevalle in die Bybel, die ander een is Enoch. So hierdie is nie sommer net enige iemand nie. Dis nie sommer net nog 'n persoon wat deur 'n hoogtepunt gegaan het en dan iewes skielik geval het nie. So hoekom gebeur dit dat iemand wat soveel wonderwerke, iemand wat so naby aan God geleef het, op 'n plek kom waar hy sê, ek is moeg. Here, kom neem liewer my lewe. Ek is moeg vir hierdie wêreld. Nee, die rede dat ek vanoggend met julle wil deel, dat ek dink dat Elia tot op daai punt gekom het, is omdat hy moeg was. Elia het deur 'n klomp fisiese en geestelike goed gegaan. Hy het nou net geestelik 2 baie hoogtepunte in sy lewe bereik. Hy moes geestelik voorberei vir die feit dat God vuur uit die hemel uit moet val. Hy moes geestelik voorberei vir die wonderwerk om te bid. So hy was geestelik moeg. Maar nie net geestelik nie, hy het nou net 450 Baal-profete homself met 'n swaard vermoor. Dis fisiese werk. Hy het 'n hele dag lank gestaan en kyk hoe hulle bid en te kere gaan en toe self gebid. Hy het vir 'n stryd waar weggehardloop om voor die koning by 'n plek uit te kom. So Elia is op 'n plek waar hy geestelik en fisies moeg is. En hy reageer dan uit 'n plek van vrees uit, omdat sy liggaam en sy gees moeg is en hy nie tyd maak om stil te staan by God se voete nie. En in Elia se storie dink ek dis moeilik want ons al hierdie goed wat om hom gebeur het en is maklik om 'n verskoning te maak en te sê, maar ek dink God het as prins hierdie stuk in die Bybel gesit om vir ons te wys hoe belangrik rus is. En in die volgende paar verse gaan ons dit sien, want dan sien ons nadat Elia hierdie beleef het, wat gebeur verder. Maar ek wil met julle 'n stukkie deel van wat Chris Hodges gesê het. Nou, hy's 'n megakerkleier, 'n skrywer, 'n pastoor. Hy's ook 'n baie bekende persoon in die leierskapwêreld. Hy doen leierskapopleiding en hy het self 'n institusie gestig wat fokus op leierskap en dis Grow Leader. Nou hy sê, hoor wat sê hy? Hy sê Elijah's problem was that his mind was worn out. He had just emerged from a long campaign. He had spent his emotional capital. He was mentally whipped. And when the mind is tired, beware, for there's a price to be paid. En ons sien dit. Elia se mind, sy verstand, sy gees was moeg. En hy het die prys daarvoor betaal. Want hy het gevlug en een vrou kom sit hom in 'n plek waar hy so vrees dat hy wegvlug, onder 'n boom gaan sit en sê, Here, neem my lewe. En dan vlug hy in vrees. Maar die wonderlike ding is dat God hom nie daar los nie. God besef dat Elia reageer en tree op soos wat hy optree, omdat hy rus nodig het. Omdat hy nodig het om stil te raak en tyd by God se voete te spandeer. En kyk wat gebeur in die volgende paar verse in 1 Konings 19 vers 5 tot 8. Hy het gaan lê onder die besembos en aan die slaap geraak, maar 'n engel het hom wakker geskud en vir hom gesê, staan op en eet. Hy kyk toe op en daar sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik vol water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het weer gekom, aan hom geskud en gesê, staan op en eet weer, anders sal die pad vir jou te lank wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. Die kos het hom genoeg krag gegee, sodat hy 40 dae en 40 nagte lank tot by Horeb, die berg van God kon loop. So, God sien dat Elia op 'n plek is waar hy moeg is, maar hy los hom nie daar nie. Elia vlug na die woestyn toe, uit 'n plek van vrees uit, nie omdat God hom soontoe gestuur het nie. Dit is baie belangrik om dit te besef. Elia het gekies om te vlug. God het hom nie gestuur nie. Maar God kom en sê, kom ontmoet hom daar waar hy is. Hy kom ontmoet hom daar in die woestyn waartoe hy gevlug het. Kom ontmoet hom en hy kom vervul hom met rus. Hy maak hom nie wakker en sê vir hom, wat soek jy hier? Jy het werk om te doen. Kom, laat jy aangaan. Hy maak hom wakker, voed hom, gee hom iets om te drink en dan sê hy vir hom, slaap verder. Want God weet dat Elia is nie op 'n plek waar hy nou kan aangaan nie. Hy het rus nodig. Hy het nodig om stil te raak en by God
God rus ontvang. Nou, soos ek vir julle vertel het en soos julle nou al gesien het, Elia is nie sommer net 'n persoon nie. So as hy rus nodig het, hoeveel te meer het ons dit nie nodig nie. En as ons gaan kyk in hierdie wêreld, dan ons sukkel om, soos ons nou gesien het, ons sukkel om te sien waar God ons lei na waters waar daar rus is. Ons sukkel om dit te sien, want die lewe om ons is gejaag. Die werk druk ons net meer en meer en meer. Iewers intussen moet ons nog uitkom, want God het ons geroep om te dien en om daar te wees vir mense. So iewers moet ons nog uitkom by die kerkdeel ook, by die Christendeel ook. Maar ons kom op 'n plek waar dit voel of die waters, die stil waters van rus nie vir ons bedoel is nie, want ons sien dit nie, ons beleef dit nie in ons lewe nie. En as ons nie gaan waak daarteen nie, gaan ons kom op 'n plek waar Elia is, waar ons gaan lê onder 'n boom en sê, Here, neem liewer my lewe want ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. En dalk vanoggend as jy nie eers op pad na daai plek nie, dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, ek voel soos Elia. Ek het nie meer 'n lus vir die lewe nie. Ek het nie meer 'n dryf vir môre nie. Ek is moeg en ek is mat en ek is uitgeput. Ek wil nie meer aangaan nie. Ek wil nie opstaan en werk toe gaan nie want ek is moeg. Ek wil nie vir daai persoon bid nie want ek is moeg. Ek wil nie vir die persoon wat die werk vertel van Jesus nie want ek het nie nou krag en energie daarvoor nie. En dis waar rus inkom. Want sien as ons nie gaan soek soos Elia. En Elia het nie dit waarvoor gesoek nie, maar God het dit vir hom gegee. Maar as ons nie gaan soek vir daai rus wat Elia by God gekry het, gaan ons moeg raak. Gaan ons kom tot op daai plek. Hebreërs 4 vers 9 sê, daar was dus nog 'n heel spesiale rus vir God se volk. Dit beteken daar's nog 'n heel spesiale rus vir my en vir jou, want ons is deel van God se volk. Want almal wat in hierdie rus van God ingaan, selfs rus van hulle moeitevolle arbeid, soos God ook van sy eie skepingswerk gerus het. Net soos wat Elia kon rus en aangaan met die take wat God vir hom beplan het, op 'n plek kom waar hy die dood mis, moes hy eers rus. So moet ek en jy ook soms eers rus. Maar dit beteken dat ons 'n keuse gaan moet maak om daai rus te gaan soek wat God van praat. Daai rus wat ons nie in hierdie wêreld kan kry nie. Want hierdie rus is nie daar op 'n Saterdagmiddag as jy daar voor die TV lê en jy binge Netflix, kyk of ons gou-gou kan opvang op al die nuutste episodes wat ons nog nie hierdie week gekyk het nie. Ons dink, want dis die prentjie wat die wêreld skep van rus. Of om net daar op die bank te gaan lê en niks te doen vir 'n dag nie. Maar dis nie hoe rus lyk nie. Rus lyk anderste. God se rus lyk anderste. En ons gaan nou vir julle 3 maniere noem oor hoe ons dit kan doen. Hoe ons kan beweeg na 'n plek toe waar ons rus nie in die rus van hierdie wêreld nie, maar waar ons rus in God se teenwoordigheid. Waar fisiese water en voedsel ons nie kom voed nie, maar geestelike water en voedsel wat van God afkom. Ons siele kom voed, sodat ons kan aangaan met die taak wat God vir ons beplan het. So hoe doen ons dit? Hoe maak ons rus deel van ons lewe? Die eerste manier hoe ons dit doen is deur afsondering. Ek het in my eerste jaar toe ek begin swat het 'n boek gelees. Dit was deel van die materiaal wat ons moet lees van Pieter Scazzero. Nou hy skryf is ook 'n baie bekende skrywer en hy was self ook 'n pastoor en hy skryf die boek The Emotionally Healthy Leader. Hy skryf hierdie boek omdat hy self op 'n plek van uitbranding gekom het. Omdat hy op 'n plek gekom het waar hy moes in 'n Sabbat ingaan en net vir 'n dag nie, as ek reg onthou die boek was dit vir 3 jaar wat hy uit bediening uit moes tree om te herstel, omdat hy uitgebrand het. En hy skryf toe, een van die ritmes wat vandag deel is van sy lewe, is dat hy elke dag met 20 minute van stilte in God se teenwoordigheid begin.
Nou dit klink, as jy dit die eerste keer lees, dan dink jy, ja, ek dan vereenseldig jy dalk met hom en sê, ja, ek ook. As ek in die oggend opstaan, dan gaan sit ek daar in die sitkamer en ek maak my Bybel oop en ek luister 'n bietjie aanbidding musiek. Maar hy skryf dan verder dat hierdie 20 minute van stilte waarvan hy praat, is nie 'n 20 minute waar hy met God praat nie. Dis nie 'n 20 minute waar hy luister wat God sê nie. Dis 'n 20 minute tydperk waar hy gaan stil sit in stilte om te rus in God se teenwoordigheid. Waar hy niks doen nie. Hy lees nie Bybel nie, hy bid nie, hy geniet net God se teenwoordigheid. Hy raak net stil sodat God hom kan kom herstel en voorberei. So ons gaan kyk na Elia ook. Elia het nie daar gelê en bid en smeek en God het nie eers met hom gepraat nie. God het hom net wakker gemaak, hom voedsel gegee en hom verder laat slaap. Daar's 'n plek waar ons in gebed net kan stil sit in God se teenwoordigheid. Net sy teenwoordigheid geniet. Kan dink oor die dinge wat ons moeg maak en waar God, en baie keer kom praat hy met ons in daai tyd om ons planne te gee vir hoe ons hierdie moegheid hanteer, maar die doel van dit is om net stil te raak en te vergeet van die gejaag en die gedruis van hierdie wêreld. Want dit is ons grootste krisis. Die wêreld kom jaag ons so aan dat ons fokus skuif weg van God af. Net soos Elia. Elia se fokus het geskuif weg van sy geloof af, weg van sy vertroue af na 'n plek toe waar hy in vrees leef. Maar wanneer ons onsself forceer om in stilte te gaan sit, net in God se teenwoordigheid, kan ons nie anders as op net te fokus op hom en wie hy is nie. En kom skuif ons 'n fokus terug na geloof in God toe en weg van bang en angs vir hierdie wêreld. Psalm 91 vers 1 sê, hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste, sal rus in die skadu van die Almagtige. So ons rus in die skuilplek van God. Dan, as ons woon in die skuilplek van God, dan sal ons rus in sy skadu, in sy teenwoordigheid. So dis die eerste manier hoe ons rus in God se teenwoordigheid, om tyd te maak, om af te sonder, weg te beweeg van die gedruis en die gesuis van hierdie wêreld en te gaan stil raak en God te soek. Die tweede manier hoe ons dit doen is deur onsself te herinner, en hierdie is een van ons grootste krisisse, dat rus is nie luiheid nie. Om te rus en stil te gaan sit in God se teenwoordigheid beteken nie ons is lui nie. Beteken nie ons wil nie werk nie. Beteken nie ons wil nie meer goeders doen nie. Dit beteken ons berei onsself voor vir dit wat kom. Die wonderlike ding as ons teruggaan en ons gaan nou so iets daarvan noem, van die Sabbat noem, maar toe God die Sabbat ingesit het, is die wonderlike ding as ons gaan kyk na hoe dit gebeur het, is God het die mens op die 6de dag gemaak en die 7de dag is die Sabbat. Die mens het eers gerus voordat ons enigiets gedoen het. Nie andersom nie. Ons het nie gerus omdat ons besig is nie. Want God besef dat, selfs met Elia het gerus want die taak wat daarna kom, wat hy moes gaan verrig, was groot. Daar het goed voor dit gebeur, ja, maar dis nie deel van hoekom hy gerus het, maar ook gerus om hom voor te berei vir dit wat God nog wil doen. Rus is voorbereiding, dis nie luiheid nie. En ek wil stilstaan daarby, want ons kultuur, ons Afrikaner kultuur is gedryf deur ek moet werk, ek moet vir my gesin sorg, as ek stil sit is ek lui. As ek lyk of ek nie iets het om te doen nie, is ek lui. Ek moet besig wees. En ons moet besef dat dit is nie hoe dit werk nie. Om te kan besig wees en produktief wees, moet ons rus. Iemand kan net besig wees, maar dalk nie produktief nie, maar iemand wat rus, kan besig en produktief wees. En ek wil vandag is die dag vir die pappas en ek wil hier met julle iets deel, want as 'n pa van 'n huis, as 'n pa van 'n gesin, dan voel ons kan nie stil sit nie. Veral as dit dalk deur 'n tyd is waar die finansies nie goed lyk nie, of wat ons nie weet wat gaan gebeur of want ons op pad is nie. Want ek moet my gesin lei, ek moet vir hulle sorg, so ek moet besig wees. Maar ons besef nie dat om vir ons gesin te kan sorg, om vir ons gesond goed te kan sorg, moet ons baie keer eers net gaan stil sit,
sodat ons energie en wysheid van God af kan kry oor hoe ons vir ons familie en ons kinders gaan sorg in die pad vorentoe. So rus is nie luiheid nie. Dis deel van wie ons is en van wat ons moet doen. En ons sien dit in die voorbeeld van Jesus. As ons rus wil koppel aan luiheid, kyk wat het Jesus gedoen. In Lukas 5 vers 15 en 16 en hierdie stuk pas aan by die vorige stuk ook, want Jesus self het besef dat hy rus nodig het. Vanaf vers 15 af sê, tog ten spyte van Jesus se bevele, het die berig oor sy mag selfs vinniger versprei en groot skares het gekom om hom te hoor preek en van hulle siektes genees te word. Maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om te bid. So selfs Jesus het besef, hy kan nie net die hele tyd hardloop nie. Hy moet gaan afsonder. En ek dink, as ons eerlik is met mekaar vandag, Jesus is deel van God. Ek dink as hy moes aanhou hardloop, sou hy okay gewees het, want hy het die krag en die mag om dit te doen. Maar hy wil vir my en jou 'n voorbeeld skep, van as hy gaan stil sit om te rus, hoeveel te meer nie ons nie. Hoeveel te meer moet ons nie besef, dat dit is nie luiheid nie. En sien, daar is 'n baie fyn lyn tussen rus en luiheid. Want rus kan baie maklike verskoning raak vir luiheid. Maar luiheid is nie rus nie. Rus is nie luiheid nie. Dis 'n baie fyn lyn en ons moet die lyn mooi deurdink. En ek het 'n prentjie daar op die bord. Want sien, daai ou, dink julle hy is lui of dink julle hy het rus nodig? As ek kyk nou hoe sy tafel lyk, dan lyk dit nie vir my of hy lui is nie. Inteendeel, dit lyk vir my of daar 1000 goed om hom aangaan. En ek dink hy's op 'n plek waar hy rus nodig het. Maar daai ou wat elke keer as jy by sy huis instap op die bank lê en niks doen nie, en as jy vir hom vra, so hoe was die week by die werk, sê nee, nie veel gedoen nie, nie veel nodig gehad om te doen nie, dan begin die prentjie verander. Dan raak ons lui. Maar 'n persoon wat nie lui is nie, wat gedrewe is, het rus nodig. John Koestler het gesê, dis ook 'n skrywer en 'n pastoor, en hy is huidig op hierdie oomblik die voorsitter van die pastorale studies by 'n Bybelinstituut in Chicago. Hy sê, biblical rest does not make us passive or unproductive. It is the secret to all productivity in the Christian life. Nou, dis presies wat ons nou net vanoggend gesê het. Dis nie 'n weghardloop nie, maar dis juis hoekom ons produktief kan wees. Dis juis hoekom ons kan, dis juis hoekom Elia kan geloof hê van ons rus in sy lewe. Dis hoekom Jesus al die wonderwerke kon doen wat hy doen, van ons rus in sy lewe. Ons het nodig om te gaan stil sit en te besef dat dit nie 'n ontsnapping is nie, maar 'n plek is waar ons voorberei vir dit wat ons gaan doen. Die derde ene wat ons met die derde punt hoe ons rus in God se teenwoordigheid is om te besef dat rus is 'n vorm van aanbidding. Rus is 'n manier hoe ons God aanbid vir wie hy is en vir wat hy doen. As ons gaan kyk na die 10 gebooie in Eksodus 20 vers 8, dan sê dit, onthou om die Sabbatdag vir God te vier. Onthou met ander woorde om te rus op die Sabbat vir God. Dis 'n manier om eer aan hom te bring. Nou, ek gaan nie vanoggend in diepte oor die Sabbat ingaan nie, want dan gaan ons nog 'n uur hier sit. Maar ek wil julle aanmoedig om daaroor te gaan oplees en te gaan kyk oor hoe lyk 'n Sabbatdag in vandag se lewe. En as julle graag daaroor, daar's 2 boeke wat dit baie goed definieer, en die een, albei deur dieselfde skrywer, John Mark Comer. Die een is Practicing the Way en die ander een is The Ruthless Elimination of Hurry. Hy definieer baie goed oor hoe die Sabbat lyk in vandag se lewe en oor hoe om dit nie te gebruik om die hele dag, soos ek sê, op die bank te lê en Netflix te kyk nie, maar hoe ons dit gebruik om te rus in God, om hom te aanbid deur dit wat ons doen. So, behalwe vir die feit dat dit 'n gebod is, hoor wat sê Marva Dawn ook, sy is 'n teoloog, 'n skrywer, 'n musikant en 'n prediker, en boonop alles van dit is sy nog 'n opvoeder ook, soos hy leer mense en oor teologie en oor die Bybel en hoe om dit voor te dra. Sy sê,
ceasing from work is a confession of our faith. We step back and allow God to be God. Dis hoekom dit 'n vorm van aanbidding is. Want sien, ons vertel vir onsself, as ek rus, gaan die wêreld vergaan. As ek rus, gaan my werk uitmekaar uitval. As ek rus, gaan my familie uitmekaar uitval. As ek rus, wie gaan vir my gesin sorg? En die lysie gaan aan. Maar die realiteit is, wanneer ons rus, sê ons, dankie Here dat ek 'n instrument in U hande is. Dankie dat U my gebruik om vir my gesin te kan sorg. Maar dankie dat ek ook weet, as ek nou gaan terugstaan en 'n oomblik van rus te vat, dat U nog steeds vir my gaan voorsien. Dat U nog steeds vir my gesin gaan voorsien. Dat my werk gaan aangaan. Dat die wêreld gaan aangaan. Want U is God. U is getrou. En U het my nie nodig om hierdie goeters te laat gebeur nie. Ons kom erken dat hy God is en dat hy hierdie dinge doen en nie ons nie. As ons vashou aan hierdie verskonings dat ek kan nie, want dan gaan die wêreld vergaan en my werk gaan agteruit en my gesin, wie gaan vir hulle sorg, dan is ons eintlik besig om te sê dat God kan nie sonder my nie. Want as ek nie deel is van hierdie plan nie, hoe gaan dit werk? En dis nie 'n realiteit vanoggend nie. God is in staat om dit te doen sonder jou. Maar die amazing ding is dat hy sê, hy wil ons gebruik in dit. Dis hoekom hy ons aangestel het as papas. Dis hoekom hy ons aangestel het by die werk waar ons is. Dis hoekom hy ons die geleentheid gee om ander te bedien. Want hy wil ons gebruik, maar hy weet ook dat ons op 'n plek moet kom waar ons sê, ek gaan net 'n oomblik vat om myself weer te fokus, my fokus weer terug te skuif na God toe. So ek wil vanoggend afsluit. As Elia, ons sien in die voorbeeld van Elia, wat 2 amazing hoogtepunte van geloof het en 'n oomblik daarna die teendeel doen en hardloop en vrees vir sy lewe. En ek dink 'n deel, dit sou anders te gelyk het, as toe hy daai gedagte van Isabel gehoor het, net 'n draai gaan stap het, en gesê het, ek wil net 'n oomblik vat, om te hoor, en te vergeet van wat sy gesê het, en net my fokus te skuif na God toe, sou sy lewe anders te gelyk het. En ek het, soos ek nou genoem het van Pieter Scazzero, ek het daai in my eie lewe begin toepas. Ek sukkel nog om vir 20 minute stil te sit, maar ek het begin by 5 en dis genoeg. En baie keer is ek besig in die middel van 'n dag en dan gebeur daar goed, soos met Elia. En baie keer, want ek is ook net 'n mens, faal ek en ek reageer net uit 'n plek van vrees uit, maar baie keer kry ek dit reg om te sê, ek gaan net afsonder vir 'n paar minute, net my fokus kom wegskuif van die probleme af en terugskuif na God toe. En nog nie een keer was die reaksie dan uit myself uit nie, maar kon ek optree uit 'n plek uit waar ek weet wie my God is en wat hy wil hê ek moet doen. En ek dink dit sou dieselfde gewees het met Elia. So ons moet besef dat ons het daai rus nodig, sodat ons uit kan geloof uit kan leef en nie uit vrees uit nie. En hier is nie 'n een keer en nou het ek dit ding nie. Ons moet gereeld rus. Ons moet gereeld gaan stilraak by God se voete. En ons doen dit deur tyd te spandeer in afsondering. Deur onsself te herinner dat rus is nie luiheid nie. En deur te besef dat rus in God se teenwoordigheid 'n vorm van aanbidding is. En rus gebeur ook, die meeste maniere hoe ons rus is, deur hierdie 3 goed en deur afsondering. Maar rus gebeur ook wanneer ons tyd spandeer in aanbidding. Rus spandeer ook wanneer ons tyd spandeer in die woord. Maar ons moet God gaan soek en sy rus gaan soek, nie die dinge van hierdie wêreld nie. Voor ek afsluit, as ek dit nie doen nie, gaan ek ongehoorsaam wees. Wat is jou naam? Philip. Philip, vandat ons vanoggend hier ingestap het, voel ek moet hierdie vir jou sê, en ek het daaroor gewonder en maar lang storie kort, God sê hy sien jou raak. Hy weet die situasie waarin jy sit. Moenie alleen dit aanpak nie. En weet jy is nie alleen nie, want hy is saam met jou daar. Maar ek wil jou encourage, kry mense om jou, om saam met jou te stap. Ek weet nie waar jy gaan nie, maar God sien jou raak. Kry iemand om saam met jou te bid en saam met jou die pad te stap. Hy het jou baie lief. You're not alone, he knows. Hy ken jou. Hy weet wie jy is. Hy weet waar jy sit. As hy, kom ons staan.
Dankie liewe Vader, Here, dat U vanoggend vir ons kom herinner aan die rus wat ons nodig het, Here. Here, dankie dat U ons vanoggend kom herinner, Here, en dat ek vanoggend vir elke persoon hier voor my kan kom bid en kan dankie sê, Here, dat U weet waar hulle is, Here. Here, U weet wie op 'n plek van uitbranding is, Here, en ek wil spesifiek kom intree vir elkeen van hulle vanoggend, Here. Here, vat hulle na die plek toe waar U vir Elia gevat het, sodat hulle kan kom stil sit by U voete en kom rus beleef by U. Here, ek bid dat hierdie boodskap van rus nie net vanoggend vir ons sal wees wat dit vir nou wat ons dit nodig het nie, Here, maar in die toekoms, Here, oor jare wanneer ons terugdink aan hierdie, of wanneer ons aan daai plek kom waar ons besef dat ons besig is om uit te brand, Here, dat U ons sal kom herinner in hierdie woord, dat U ons sal kom herinner dat ons rus nodig het. Bid, Here, dat U die prediker en naprediker van hierdie woord sal wees, Here. Seën hierdie woord en help ons om gereeld daarop te reflekteer, Here. Here, ek wil ook vanoggend kom bid vir Philip, Here. Dankie dat U hom raak sien, Here, en dankie dat ons weet, Here, daar's 'n rede dat U hom uitsonder vandag. Here, ek weet nie wat sy omstandighede is nie, Here, maar U weet. Here, en vanoggend wil ek kom bid, Here, dat U deure sal kom oopmaak wat oopgemaak moet word, Here, dat die ketting sal kom breek wat gebreek moet word. Here, in die voorsiening van U groot hand wat hy nodig het, Here, dat hy dit sal sien. Bid dat hy vanoggend 'n stap van geloof sal vat soos Elia U vertrou het om vuur uit die hemel uit te laat val, Here, en bid ek, Here, dat U daai vuur sal laat val, dat hy sal sien hoe omstandighede in sy lewe verander, Here. Seën hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie, liewe Vader. Amen.